Goeiemôre geliefde gemeente. Hartlik welkom hier by ons erediens vanoggend. Dit is vir my regtig 'n fees om elkeen van julle hier te kan sien vandag en ek glo en vertrou dat die Here ons sal ontmoet. Hy beloof ons, daar waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. Laat ons hom vashou op daardie belofte terwyl ons vandag veel meer as 2 of 3 in sy naam is. Vader, terwyl ek hierdie woorde saam met die gemeente sing, dink ek as ons besef het wie die God is wat in ons midde is, wat hier teenwoordig is deur sy Heilige Gees vanoggend, wat 'n afspraak gemaak het met elke persoon wat in hierdie gebou ingestap het. Here, as ons U gesien het, sou ons nie soos die engele geroep het, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare nie. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En daarom, Vader, is die woorde waar vanoggend. Ons staan op heilige grond, want waar U is heilig. Reinig ons daarom, Here. Heilig ons deur U bloed, sodat ons in U teenwoordigheid mag rus vanoggend. Sodat wanneer U woord soos 'n kruik oopbreek en ons daarmee salf, dat ons daardeur gevoed en gevul en vernuwe mag word. Sodat ons lewens 'n loflied is wat sing, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Amen. Ek wil u graag nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Psalm 23. Soos ek vroeër gesê het, dit is die voorlaaste keer wat ons uit hierdie Psalm uit 'n boodskap gaan ontvang, maar ek glo en vertrou dat dit vir u ook iets beteken. Psalm 23. Ek hou dit graag vir u voor, daar staan 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Ons lees net tot daar uit die kosbare woord van die Here. Nou, toe ek ongetroud nog was, het mense my gereeld gevra as hulle nou op vakansie moet gaan, dat ek hulle huis vir hulle sal oppas. En dit was vir my 'n deal. Oom Pieter, hulle sit hier vanoggend en ek het hulle huis ook van tyd tot tyd opgepas en hulle sal vir julle sê, ek het dit gate uitgeniet. Ek eet alles in daai huis op. Van die plante, alles wat in die kaste is, die sweets wat weggesteek is, op 'n manier vind ek hulle. Ek eet alles op. Ek lê en ek vryf die honde en as daar 'n swembad is, swem ek en ek kyk TV, en dit gaan net te lekker. Dit is vir my die lekkerste vakansie gewees as ek iemand se huis moes gaan oppas. 'n gratis vakansie. Nou daar's net een ding wat vir my nie lekker was wanneer ek mense se huis opgepas het nie, en dit was wanneer die son gesak het en die donkerte so bietjie nader gekruip het. Jy sien, in 'n vreemde huis, as dit lig is,
is dit heerlik. Maar in 'n vreemde huis, as dit begin donker en stil daar buite word, dan maak daardie huis vir jou die vreeslikste geluide. Dit klink soos 'n hongerwalvis wat in pyn is, soos wat elke balk en elke hoek en draai kreun en krap en klap en suis. En die donker het so 'n manier om alles wat net klein is, mos 'n bietjie erger en 'n bietjie meer gevaarlik te laat klink. Die vis spring in sy vistank en dan klink dit presies dieselfde as wanneer iemand die diewering moet afsaag. Dit is asof elke hoek, elke geluid, die wind waai en dan hoor ek my naam in die wind en ek hoor voetstappe buitekant en alles is net so 'n bietjie meer scary in die donker. Selfs Moses, toe hy die Bybel geskryf het, het geweet dat mense nog altyd die donkerte met vrees en met bangheid geassosieer het. Toe hy byvoorbeeld die verhaal van Abraham neerskryf in Genesis 15, skryf hy in Genesis 15 vers 12, en toe die son wou ondergaan, val daar 'n diep slaap op Abraham en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Skrik en hierdie duisternis was soos pap en sous, skrik en duisternis het net saam gegaan. Wanneer Dawid die woorde van Psalm 91 vers 5 skryf hy, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die dag, van die nag, of die pyl wat bedags vlieg nie. Sien, donkerte was nog altyd geassosieer met dit wat jou bang maak, dit wat gevaarlik is, dit wat nie baie mooi is nie. In Genesis 1 vers 2 verteenwoordig duisternis die wanorde en chaos wat daar op die aarde was voordat die aarde geskep is. In Lukas 22 vers 53 en Efesiërs 6 vers 12 is die duisternis 'n simbool van die koninkryk van duisternis en die bose geeste en die vyand en die duiwel. In Amos 5 vers 18 vergelyk die skrif weer duisternis met oordeel en die skeiding van God, terwyl dit hier in Psalm 23 die dal van dood skaduwee is in vers 4. Ja, al gaan ek ook deur 'n dal van dood skaduwee, skryf die psalmskrywer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Nou hierdie woordjie doodskaduwee het my vir so 'n rukkie laat stil staan en bietjie daaroor dink. Dis interessant want dit is 'n mooi Afrikaanse taalverskynsel waar ons twee woorde vat en dit bymekaar sit om 'n nuwe woord te vorm, nê, soos honde en hok word dood en skaduwee, maar as 'n mens mooi daaroor dink, is 'n doodskaduwee baie anders as die dood self, is dit nie? Die skaduwee van 'n hond kan jou nie byt nie. En die skaduwee van 'n mes kan jou nie steek nie. Daarom is die skaduwee van die dood hier nie die dood self nie, maar dit is die dinge wat lyk soos die dood, die dinge wat ons herinner aan die dood, die dinge wat daardie vorm van die dood aanneem. Wanneer Dawid dit skryf, dan skryf hy dit om te verteenwoordig teëspoed, ongeluk, tragedie. Dis die dal van hartseer en verlies en van pyn, die dal van verwerping en van verraad. Jy sien, dit verteenwoordig alles wat nie lekker is vir die lewendes nie. Die dal van doodskaduwee is nie iets waarin jy gaan wanneer jy nou gaan doodgaan nie, dis juis iets wat jy deurgaan terwyl jy nog lewe. En dis baie belangrik. Want jy sien, wanneer Dawid dit skryf, word dit vir my 'n pragtige voorbeeld van ons lewens as kinders van die Here. Is dit nie waar nie? As kinders van die Here kom ons ook op plekke waar ons partykeer in ons lewens deur 'n dal van doodskaduwee moet gaan. 'n tydperk in ons lewens waar dit voel asof alles uitmekaar uitval, asof alles teen ons opgestapel is, asof dinge net verkeerd gaan en ons nie verstaan nie en ons sukkel en ons in pyn is en ons moedeloos is en ons amper wanhoopig raak. Dis 'n normale deel van die lewe, as ek dit effens kras kan uitdruk. Sien, daar is mense wat vir jou wil kom vertel dat alles in jou lewe goed sal wees as jy die Here dien.
Dat die Here elke probleem vir jou gaan oplos, dat die Here elke gedagte vir jou gaan uitsorteer, dat die Here jou finansies vir jou gaan regrig, en dat die Here jou gesondheid vir jou perfek sal maak, en dat die Here vrede in jou gesin sal gee, en dat die Here net alles vir jou sal laat uitwerk, elke klip uit jou pad uit sal rol, sodat jy jou beste lewe nou kan lewe. Maar as ons kyk na die skrif, dan sien ons nie dit nie. Dis nie die God wat ons raak lees in die Bybel nie. Nee, die God wat ons in die Bybel raak lees, is 'n goeie herder wat ons partykeer deur die dal van doodskade weer vat. Dis dieselfde herder wat die skape na die groen weivelde en die waters van rus en by die genesing gevat het. Daardie selfde herder lei nou hierdie selfde skape deur hierdie dal van doodskade weer. Is ons gevrywaar van probleme en teëspoed en tragedie in ons lewens? Verseker nie. Hoor wat sê die Here Jesus in Johannes 16 vers 33. Hy skryf, dit sê ek vir julle. Dis 'n mooi oudtydse manier om te sê, ek maak hierdie belofte, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle alles mooi goed hê, alles wonderlik vir julle uitwerk, jy sal jou beste lewe nou leef, jy sal geen probleme hê nie, jy sal perfekte finansies hê, jy gaan altyd gelukkig wees en lag en bly wees. Nee, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Kyk maar na die mense in die Bybel. Die groot geloofshelde van ons tyd, het dit met enige een van hulle goed gegaan. Dink aan Abraham. Op 70-jarige ouderdom kom die Here na hom toe en sê, los jou gesin, los jou huis, los alles wat jy bymekaar gemaak het, alles wat jy gebou het in jou lewe, en klim in jou perdekarretjie of donkiekarretjie met al jou goeders, en trek in die woestyne na 'n plek wat ek vir jou sal wys wanneer jy daar uitkom. Ons het so rukkie terug gaan kamp, en ek moet vir julle sê, kamp is lekker, maar is nie altyd gerieflik nie. En toe die tweede dag van kamp verby is, en ek nog steeds modder uit my tone uithaal, toe ek dankbaar ek kan weer in my stort gaan staan. Ek wil nie op ouderdom 70 deur die woestyn gaan trek vir 'n onbepaalde tydperk nie. Daardie selfde Abraham moet sy eerste seun en sy ma moet hy in die woestyn instuur om te laat sterwe. Hy moet sy eie seun gaan offer op die berg Horeb. Dink aan Moses. Moses het 'n babietjie wou hulle hom probeer doodmaak. Toe word hy groot by stiefouers. Toe stuur hulle hom as vlugteling vir 40 jaar in die woestyn in. Toe kom hy terug vir 'n kort rukkie, en toe na daai kort rukkie terug woestyn toe vir 40 jaar. Josef is in 'n put gegooi, in 'n tronk gegooi, uitgekruid, valslik beskuldig. Daniël beland in 'n vuurkuil, Daniël beland in 'n leeukuil, die disippels beland in storms, Paulus beland in die tronk. Dit lyk vir my, as mens gaan kyk na die mense in die skrif wat agter die herder aangeloop het, asof baie van hulle, almal van hulle, op 'n stadium gekom het waar hulle deur hierdie dal van doodskade weer moes gaan. Maar nou, terug by Psalm 23. Dawid skryf iets vreemds in vers 4. Het jy dit opgelet? In vers 4 skryf hy, ja, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Nou hierdie dal van doodskade het weer 'n bietjie geskiedenis. Dit was nou daar in die woestyngebied waar hy gewy het met sy skape, het die reën baie kwaai geval, en dan het dit hierdie slote en fore in die aarde gemaak wat ons wadies genoem het, en dit het sulke kronkelpaadjies in die aarde gemaak waar jy nou geloof het, en party van hulle was so diep gewees dat die kraanse aan weeskante so hoog was dat die son nie aan die onderkant van daardie valleitjie geskyn het nie, en dit het hulle genoem 'n dal van doodskade weer. Want om die hitte en die son te ontvlug, het die diere baie keer na die skaduwee in hierdie valleie gegaan, en dan het die roofdiere en die skelms en die slegte mense wat die skape wou vang, daar vir hulle gewag om hulle dan te vang, maklik op 'n plek waar hulle nie kon hardloop nie.
En nou skryf Dawid, dat hierdie dal van doodskaduwee is 'n plek, waar hy geen onheil sal vrees nie, waar hy vreesloos sal wees. En onmiddellik as ek hierdie gedeeltetjie lees en ek net tot op daardie punt van die vers kom, dan is ek amper ontsteld in myself en dan vra ek vir die Here, maar hoe verwag U dit van ons? Wanneer ek nou in my eie dal van doodskaduwee kom, wanneer dinge in my lewe verskriklik is en nie uitwerk nie en onregverdig is en ek dinge nie verstaan nie en ek met pyn en moeilikheid en teleurstelling en verraad in my eie lewe sit, Here, hoe moet ek vreesloos wees wanneer al hierdie wolwe rondom my staan gereed om my te vang? Hoe is mens 'n vreeslose skaap in die dal van doodskaduwee? Vers 4, gelukkig antwoord hierdie vraag. En ek wil 3 gedagtes met u deel. Die eerste is, as jy 'n vreeslose skaap wil wees, vertrou die herder. Ek lees vir ons as ondersteuning Jesaja 43 vers 2. Hoor wat getuig die profeet, hy sê, as jy deur die water gaan, ek is by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. En nou wil ek aan die begin van hierdie gedagte sê, ons moet baie mooi oplet wat gebeur in vers 4. En dis nou iets wat net iemand wat van taal hou miskien sal oplet, maar as 'n mens gaan kyk na daardie eerste 3 verse, dan gebruik Dawid 'n onpersoonlike voornaamwoord. Hy gebruik hy as hy van die Here praat, nie, want hy praat van die Here. Hy sê, hy sal my lei na groen weivelde, hy lei my heen, hy verkoop my siel, hy laat my neerlê. Maar wanneer Dawid hier in vers 4 kom, hier waar hy in die dal van doodskaduwee ingaan, hier, as ek dit in ons taal mooi kan sê, waar die taier die teer tref, ingaan, praat hy nie meer van die Here nie, hy praat met die Here. Hy sê, U is met my, U stok en U staf vertroos my. Hoe kan Dawid in hierdie omstandighede, in hierdie moeilike dal, hoe kan hy vreesloos wees? Wel, hy weet, hy praat met die God wat sê, ek is met jou. Hy weet, die Here is saam met hom daar in daardie dal van doodskaduwee, en daarom verban hy vrees uit sy hart uit. Die mooiste voorbeeld hiervan vir my is iets wat ek in my eie lewe beleef het. Op 'n stadium, my boetie, die jongste enetjie Andrew, is 'n mechanic tipe iets, en hy hou daarvan om 'n grassnyer en 'n motorfiets te koop, en dan werk hy aan daai goed, en as jy weer sien, dan het hy vir hom 'n grassnyer gebou waarop hy kan ry in sy erf. Hy's vreeslik goed met sulke goeders, maar hy het ook meer selfvertroue as wat hy behoort te hê. So baie keer dan val daai grassnyer nog hier by die tweede hoppie uitmekaar uit. En op 'n stadium sê hy vir ons moet saam met hom gaan na die rivier toe, want hy het 'n motorboot gekoop, wat ons nou saam met hom op hierdie boot moet gaan ry. Nou, toe hy dit vir my sê, toe is ek al klaar 'n bietjie skepties oor wat hierdie motorboot nou presies beteken. Toe ons by die rivier aankom die dag, sien ek motorboot is 'n baie sterk woord om te beskryf wat op daardie rivier gedryf het. Dit was meer duct-tape en cable ties as enigiets anders. Daai boot het meer geloof as enige Christen gehad. Dis al hoe hy op die water gebly het. Maar ek voel toe nou te sleg om vir my boetie te sê dat ek geen vertroue in hom het nie. Ek groet toe my vrou en ek besluit toe ek gaan nou maar op hierdie boot gaan, en dis nou maar hoe ek hierdie lewe gaan verlaat. En ek klim op en AJ klim saam met my op, en ons trek elke lewensbaadjie in die bestaan van mensdom aan, en ons sit daar en ek doen my laaste gebedjie en ons sluit hierdie motorboot aan. En my boetie trek weg, en net soos wat hy wil wegtrek, trek daai neus van die boot so hoog in die lug, en ek kan glad nie sien wat voor my gebeur nie. Ek kan nie dink dat hy kan sien wat voor hom gebeur nie. Langs my is daar 2 pilare van water. Ek weet vir die eerste keer presies hoe Moses gevoel het, en ons ry met hierdie motorboot, en ek
slat in bloed sweet uit. Al my ingewande voel asof hulle daar op die kant agter gebly het. Dit voel asof my neus begin loop, ek slat uit in 'n sweet. Ek weet nie hoe ek gaan swem nie en ek weet nie wat ek gaan doen om hierdie hele situasie te oorleef nie. Ek begin al net uit te werk hoe hard ek gaan moet swem om kant toe te gaan. En terwyl ek besig is met my paniekaanval, voel ek 'n arm, hier in my arm, handjies wat my bietjie stywer vashou. En ek kyk af na AJ se gesig en op AJ se gesig sien ek geen vrees nie, geen bekommernis nie, net pure, ontasbare vreugde, soos wat hy op daardie motorboot. Hy is so bly dat hy nie sy lag kan inhou nie. Want jy sien, hy het geweet, hy het nie nodig om bang te wees nie. Hy moet net vashou. Op een of ander manier sal ek hom weer uit daardie water uitkry. En ek besef wat dit beteken om te sê, Here, al is ek in hierdie dal van doodskaduwee, ek hoef nie te vrees nie, want U is met my. Hoor wat skryf Dawid in Psalm 63 vers 9, hy sê, my siel is aan U verkleef. Weet jy wat beteken verkleef? Is dit nie 'n mooi woord nie? Amper vasgeplak, vasgehou. U regterhand ondersteun my. In Psalm 16 vers 8 tot 9 sê hy, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is. Ek sal nie wankel nie, daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Daar is nie nodig vir vrees nie, daar is nie nodig vir bekommernis nie, daar is net nodig vir blydskap, want die Here is met my. As ek styf aan hom vashou, kan ek deur hierdie dal van doodskaduwee gaan. En ek het baie hieroor gedink, en gedink dat ja, dit is so, maar partykeer dan gebeur die ergste dinge met 'n mens. Partykeer gaan mense dood, en ewe skielik besef ek, maar selfs die dood sal my nie oorwin in hierdie dal van doodskaduwee nie. Want as die Here met my is, dan kan ek soos Paulus roep, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou greep? Want selfs die dood is deur die Here oorwin. As die Here met my is, wat is daar in hierdie wêreld of in die volgende? Watter hoogte of diepte, watter sienlike of onsienlike ding is so groot dat ek hoef te vrees, want ek is die kind van God en die Here sal na sy kinders kyk. Daar's 'n versie in die Bybel wat ons baie keer verkeerdelik aanhaal. Die versie sê, die Here laat alles ten goeie meewerk vir die wat hy liefhet. Daai versie beteken nie dat die Here altyd alles goed sal laat verloop hier op aarde nie. Nee, die Here laat ons partykeer juis deur 'n dal van doodskaduwee gaan, sodat ons kan leer om hom te vertrou, om te weet dat aan die einde, wanneer hy kom vir sy kinders, wanneer ons in eer en glorie opstaan, wanneer ons eendag daar voor sy troon sal staan, dan juis sal alles ten goeie meegewerk het vir die wat hom liefhet. Dan maak dit nie saak of ek in armoede hier op aarde geleef het nie, want eendag sal ek in rykdom eindig. Want hy het alle geestelike seëninge in die hemele in Christus vir my gegee. Dit maak nie saak of ek in siekte vasgevang was hier op aarde nie, want eendag sal ek in volle gesondheid met 'n verheerlikte liggaam voor hom staan. Dit maak nie saak of ek die ergste moontlike weergawe van 'n lewe gehad het nie, want daar lê 'n ewigheid van vreugde vir my voor. Dit maak nie saak hoe diep hierdie dal van doodskaduwee is nie, want hy wat saam met my stap, sal my deurtrek na daardie ewige weiveld, al moet hy my dra. Die wat na hom toe kom, beloof hy, sal hy nooit wegwys nie. Jakobus skryf iets interessant in Jakobus 1 vers 2 tot 4. Iets wat ek nooit verstaan het nie. Hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,
omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. En ek lees dit en ek dink, Jakobus, is jy mal? Om te sê, jy het louter vreugde wanneer daar probleme in jou lewe is. Jy het blydskap in jou hart wanneer dinge sleg gaan in jou lewe. En dan lees ek die res van die vers en ek verstaan dat dat Jakobus weet, dat maak nie saak wat hy moet deurgaan nie, die probleme bring hom dikwels nader aan die Here, hy leer meer om te vertrou op die Here, hy leef juis meer vasgekleef aan die Here, en dat die Here op die ou einde in elk geval, elke traan sal afvee, want die Here is met hom. Hoe is jy 'n vreeslose skaap in die dal van doodskade weer? Jy's 'n skaap wat besef dat jy nie alleen daardeur hoef te gaan nie. Het die Here die storm op die see gestop toe die disippels in daardie storm vasgevang was? Nee. Hy het op die berg gestaan en bid, hy kon sien hulle was in 'n storm. Tot die volgende oggend 3 uur toe het hulle nog teen daardie storm beklei. Hulle was waarskynlik mat en moeg. En het hy toe hy van die berg afkom die storm stil gemaak? Nee. Het hy toe hy op die water aangestap gekom het die storm stil gemaak? Nee. Het hy toe Petrus uit die boot uitklim en na hom toe aanstap die storm stil gemaak? Nee. Hoekom nie? Want daardie storm het hulle geleentheid gegee om te weet dat hy nooit sal toelaat dat hulle verlore gaan nie. En daarom toe hy in die boot kom, toe sê hy vir hulle, klein gelowiges. Het julle nie geweet dat ek hier is nie? Moenie hoop verloor as jy in 'n dal van doodskade weer is nie. Die Here is met jou. Die tweede gedagte. Vertrou op sy stok. Psalm 138 vers 7 sê, as ek te midde van benoudheid wandel, behou u my in die lewe. U steek u hand uit teen die toorn van my vyande en u regterhand verlos my. Hierdie stok en staf van die herder was vir my iets vreemd, want Dawid skryf, u stok en die staf, die vertroos my. Nou ek het toe ek groot geword het, toe ek nog baie klein was, 'n ouma Groetjie gehad, en ouma Groetjie het bietjie met haat in haar hart gelewe, as ek haar so onthou, want ek onthou as jy so verby haar geloop het, dan sy haar kierie gevat, en dan sy jou so bygedam en gesê, jy steel nie my sweets nie, ek dink sy was al bietjie seniel. En ek kon nooit verstaan waarom Dawid dan soveel vertroosting en vreugde vind in hierdie stok en staf van die herder nie, want in my gedagte was 'n stok en 'n staf van iemand net iets waarmee hulle jou bygedam het as jy verbygeloop het. Toe gaan lees ek bietjie op en ek sien, hierdie stok wat die herder gedra het, was 'n chevet genoem. Nou die chevet was 'n baie klein kiertjie gewees, hy was net so groot, en dan het hy so 'n lekker knop hier aan die kant gehad. En hulle het hierdie chevet gebruik wanneer hulle dan nou verdedig het teen ander mense wat die skape wou kon vang het, en veral teen roofdiere. En as die mense wat die boeke skryf wat ek gelees het reg is, dan het hulle hierdie chevet so goed aangewend, dat hulle selfs 'n leeu of 'n beer maklik kon doodgooi of verseker kon wegskrik, wanneer hulle hierdie knopkierie dan gevat het en hulle daarmee gegooi het. Laat my baie dink aan Dawid se weergawe daarvan, wat nou die slingervel gedra het, waarmee hy Goliat oorwin het, in plaas van die chevet. So baie van hulle het die chevet gedra, baie van hulle die slingervel. En die ander ding waarvoor hulle hierdie chevet gebruik het, was wanneer hulle nou gesit het en die skape het nou gewei, dan was dit nou baie keer op 'n oppervlakte gewees waar daar nou kraanse langs die kant was of skeure langs die kant was, en dan het hierdie skape, as hulle nou gedwaal het, partykeer te naby aan die kraans gegaan of te naby aan 'n giftige bossie, en dan hierdie herder die chevet gevat en hy het dit met so 'n boog deur die lug gegooi, en as dit met 'n slag op die grond geland het, getref het, dan die skaap geskrik en hy het so 'n bietjie weggehardloop weer terug na veiligheid toe. Nou skryf Dawid, u stok vertroos my. Wat is hy besig om te sê? Hy is besig om eenvoudig te sê, ek as 'n skaap het nie nodig om bang te wees vir 'n leeu nie.
Ek het nie nodig om bang te wees vir 'n beer nie. En geen luiperd of slang of kraans sal vir my vrees gee nie. Hoekom nie? Want die herder het die sjewet in sy hand. Sy stok is in sy hand. Moses het dieselfde geskryf toe hy in Eksodus 14 vers 14 skryf, die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees. Jy sien, wanneer Dawid hierdie dinge neerskryf, dan skryf hy, ek het nie nodig om bang te wees nie, want dis nie ek wat in die geveg moet veg nie, maar die Here veg namens my. Dis die Here wat sal uitgaan teen my vyande. Dis die Here wat teen die bose magte sal staan. Dis die Here wat in my plek sal gaan veg. Ek sit eendag, toe ek nou nog voltyds by die skool was, en ek luister na 'n paar kindertjies wat gesels met mekaar. En die eerste kind sê, my pa sal jou pa enige dag kan vat in 'n fight. Nou ek het die kind wat gepraat het se pa by ouer aand gesien. Hy lyk soos wat 'n mens nou sal dink 'n storieboek rekenmeester moet lyk. Hy is so 'n bietjie gebou soos 'n vraagteken. Sy hele lyf lyk asof hy op 'n keyboard afkyk. En hy so maar en dun. En die kind met wie hy praat, sy pa is 'n boer. Sy bobene is so groot soos my hele liggaam. Sy hand is so groot soos 'n bord. Ek dink as hy jou klap, word jy eers weer die volgende week wakker. En ek dink, ek weet nie of jou pa so opgewonde sal wees as hy weet jy volunteer om vir hierdie geveg nie. Inteendeel, ek dink as jou rekenmeester pa uitvind teen wie hy moet veg, boek hy die eerste vlugkaartjie uit die land uit. Hy sal die eerste ware vlugteling in Amerika wees. En weet jy wat? Die enigste mense op hierdie aarde wat met reg vir hulle vyande, vir die bose geeste in die lig, vir die Satan self kan sê, ek is nie bang nie, want jy ken nie my pa nie, is kinders van die Here. In Psalm 2 vers 2 tot 4 is dit altyd vir my so 'n mooi herinnering. In hierdie Psalm, dan gee Dawid 'n beeld, hy skilder 'n prentjie, en hy sê, die konings van die aarde het opgestaan, al die vorste en al die magte, almal wat 'n bietjie invloed gehad het, en elkeen van hierdie magte, elkeen van hierdie lande het opgestaan in hulle trots, en hulle het saamgestaan in een magtige weermag, en hulle het opgestaan teen die Here en teen sy gesalfde en gesê, kom dat ons hulle toue, hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hulle het gesê, ons wil nie meer na die Here luister nie, ons wil nie meer die Here as deel van ons hê nie, ons wil nie meer onder die Here leef nie, ons wil die Here uitstoot, so ons gaan oorlog voer teen die Here. En ek dink so in die tyd waarin ons leef, weet ons hoe lyk dit as hierdie arrogante volke opstaan teen mekaar. Dink net as hulle nou moet almal saam staan teen die Here en hierdie groot weermag met hulle kernatoombomme en al hulle infantrie en al hulle vliegtuie en al hulle tegnologie staan op teen die Here. En wat is die reaksie van die Here, vers 4, en hy sy gesalfde en sê, hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. As mens Psalm 2 gaan lees, en sien mens dat die Here nie eers opstaan van sy troon om hierdie eenvoudige mensies te vernietig nie. Dis die God wat vir ons stry. Dis die God wat vir ons veg. So sê vir my, watter diepte, watter dal van doodskade weer, watter uitdaging, watter probleem, watter uitdaging in my lewe is so groot, dat hierdie God nie vir my kan oorwin nie. In Psalm 138 vers 7 skryf Dawid, as ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe. U steek U hand uit teen die toorn van my vyande en U regterhand verlos my. Miskien is ons so moeg
en so uitgeput, liewe vriende, omdat ons eie oorloë probeer veg, terwyl ons Vader daar is, om ons te red. Die laaste gedagte, vertrou op sy staf. Psalm 40 vers 2 tot 3 sê, ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek, en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Nou hierdie staf van die herder was die missionet genoem, en dit was 'n baie dunner stok gewees, wat so gebuig was aan die voorkant. So as 'n mens aan strokies prente herders dink, dan het hulle met hierdie missionet gestaan. En hierdie staf van die herder het verskillende doele gedien. Nommer 1 het hy daarmee geloop, so as hy teen 'n steilte opgeklim het, het hy daarop gesteun, maar dan het hy dit ook gebruik vir die skape. Die hoofdoel daarvan was om die skaap so aan die nek te gryp en om dan nader te trek, en dan het hy hom so lekker sterk vasgehou. Was nie lekker vir die skaapie, maar hy het hom so lekker vasgehou, en dan het hy die skaap se liggaam ondersoek, en hy het gekyk, is daar dalk 'n poot wat seer gekry het, of 'n bosluis wat eers begin byt het, of is hierdie skaap dan nou gesond en gevoed, en is daar ietsie fout met die skaap, en dan het hy hom weer laat gaan, en dan het hy die volgende een gegryp, en hy het hom so bietjie nader getrek, en hom deurgegaan. En die tweede doel daarvan, en dit sien ons in daai vers wat ek nou net gelees het, Psalm 40, wanneer hierdie skape nou ergens vasgesit het, baie keer het hulle in skeure geval, en dan het hulle nou bietjie onder die grond vasgesit, of hulle het in 'n moddersluik, waar as dit klaar gereën het, was daar sulke bietjie modder waarin jy kon vassit, as hulle in hierdie moddersluik vasgesit het, of as hulle in takke en bosse vas begin sit het, dan die herder hierdie staf gevat, en hy het dit so onder die poot ingesit, en hy het daai skaap met daardie stok weer uitgetrek, nader aan homself getrek. En nou sê Dawid, hierdie staf van die herder, wanneer hy in die dal van doodskade weer kom, gee vir hom gemoedsrus, ondersteun hom, vertroos hom. En jy sien, dis net eenvoudig die vertroue, dat hierdie Here wat saam met my wandel, hierdie Here wat saam met my loop, sal my partykeer nader trek, en kyk of my lewe reg is. Dis nie altyd lekker om 'n Christen te wees nie. Partykeer kom wys die Here jou ook op dinge in jou lewe wat jy moet verander, sodat jy naby hom kan bly in hierdie dal van doodskade weer. Sodat as jy vasgevang is vanoggend in hierdie dal, as jy vassit en nie weet hoe om uit te kom nie, hy jou selfs uit daardie vassit uit sal kan kom red. In Psalm 94 vers 18 skryf hy, as ek dink my voet wankel, dan ondersteun u goedertierenheid my, o Here. My vroutjie wys gister vir my in die karre video van, ek dink is een of ander kampaan, dogterkamp, waarop iemand nou hierdie man gevat het, en hy vertel wat daar gebeur het. En hy sê, hulle doen 'n oefening waar die pa en die dogter saam gevat word na 'n woud toe. En toe hulle in die woud kom, toe blinddoek hulle die dogter, en hulle sê, die pa gaan vir haar 3 reëls gee, 3 dinge sê. Die eerste ding wat hy vir haar gaan sê is, ek sal jou nooit verlaat nie. Dis nommer 1. Nommer 2 is, luister net na my stem. En nommer 3 is, vra as jy wil. Vra as jy vashak. En toe die oefening begin, toe sit die pa sy hand, sy skouer op die dogter, en hy lei haar deur die woud. En dit gaan toe aanvanklik baie maklik. Maar die kampkoördineerder wys toe vir hom, hy moet sy hand afhaal van die dogter se skouer af. En dit raak toe moeiliker, want nou moet sy vertrou wat haar pa sê, maar sy luister nog na hom, en sy gaan aan. En op 'n stadium sê die kampkoördineerder, nou moet hy stil bly, want sy 3 reëls om te onthou. Nommer 1 is,
Hy is altyd daar. Sy moet net na sy stem luister en sy kan vra as sy vashak. Sê na 'n rukkie van stilte kan jy sien sy raak so 'n bietjie verdwaal en die kampkoördineerder sê vir haar, wil jy graag hê ek moet jou so 'n bietjie help en sy sê ja asseblief en sy begin na hom te luister en hy lei haar toe in die verkeerde rigting in en hy lei haar so dat sy amper heeltemal verdwaald is en sy staan reg voor 'n boom en toe sy net verboureerd wou raak toe onthou sy. My pa is altyd daar. Ek moet net na sy stem luister. En ek kan hom vra enige tyd. En sy vra vir hom, pa, is jy daar? En hy sê nog altyd. As jy vas is vanoggend in 'n dal van doodskaduwee van jou eie. Of as jy op 'n stadium in jou lewe weer in so 'n dal kom. My liewe vriende, onthou net een ding. Die herder is nog altyd daar. Jy moet net na sy stem luister. Jy moet net vra. Vertrou in daardie staf wat jou uit enigiets sal uitred. Vertrou in daardie stok wat die geveg namens jou wil veg. En vertrou hy is daar. Ek sluit af met die woorde van Psalm 40 vers 11. 'n belofte van die Here. Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. My gebed is dat nie een van ons deur 'n dal van doodskaduwee sal gaan nie. Ons is te lief vir mekaar om ooit te sien dat dit sleg gaan met iemand wat ons lief het. Maar ek weet dat die Here dit soms toelaat. En as hy dit toelaat in die lewe, wil ek jy net hieraan herinner. Hy is 'n goeie herder. Vertrou op hom, en op sy stok, en op sy staf. En hy sal u inlei en uitlei tot sy verheerliking. Mag die Here u genade gee. Kom ons bid saam. Here, ons verdien U nie as herder nie. Maar vanoggend wil ons opnuut kom sê, ons loop agter U aan. Ons loop agter U aan as U ons vat na groen weivelde toe. Ons loop agter U aan, Here, as U ons laat neerlê by waters waar daar is. En Here, ons loop agter U aan deur die dal van doodskaduwee. Help ons om dit te doen soos vreeslose skape. Skape wat weet, Here, dat U die goeie herder is. Dat U altyd daar is. Dat U stok ons beskerm en U staf ons genees. Dat U ons nooit sal inlei by 'n plek waar U ons nie weer sal laat uitwy nie. U is die goeie herder, Here. Herinner ons daaraan. Leer ons in hierdie tye lydsaamheid, geloof en vertroue tot ere van U naam. Amen. Baie dankie. Ek gaan vra dat ons gaan staan en dan gaan ons sing, Heer, gee my 'n hart. Baie dankie.
Gemeente, ontvang dan die seën van die Here en gaan in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die soekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat ons ewig saam omwy. Amen. Baie dankie.